Môre geliefdes, baie welkom in die huis van die Here. Ek hoop dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ons lees in die woord, Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit die Ou Testament uit die profeteboek Sagaria. Sagaria 9 verse 9 tot 10, enkele 2 verse. In my Bybel in die Ou Testament is dit te vind op bladsy 783. Opskrif daar is: die koning sal kom. Luister Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af, tot in die uithoeke van die aarde. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die lydingstyd waarin ons tans is, soos ook al tevore gesê, kyk ons na die lydingspad wat Christus gestap het. En as ons hierdie lydingspad van die Here Jesus Christus van nader bekyk, spesifiek sy bedieningspad, letterlik waar hy gegaan het, watter dorpe hy langs gegaan het, dan vind ons dat soos die kruis nader en nader kom, soos die Paasfees nader en nader kom, nader Christus self ook Jerusalem. Dis nie 'n geval dat hy in 'n ver dorp was en toe dadelik Jerusalem gegaan het nie. Hy het al nader dorpies wat naby aan Jerusalem is, ook eers bediening en toe Jerusalem. En dan nou volgende Sondag, as jy op jou kalender sal kyk, is dit 'n belangrike dag in ons kerkse jaar. Dis die intog van Christus in Jerusalem wat ons herdenk, wat kerke oor die wêreld heen herdenk. En dan volg die groot lydingsweek. Die dieptepunt daarvan op Goeie Vrydag, die kruisiging, en dan die hoogtepunt, geliefdes, daarvan op Sondag, opstanding Sondag. En so is ons gewoond dat eers met volgende Sondag, met die intog van Jesus in Jerusalem, dat mens gewoonlik dit eers sien as die inleiding tot die hele kruisgebeure. Dis natuurlik waar, maar ek wil dalk dat ons vanoggend kyk
na die intog van Jesus in Jerusalem, nie as gewone inleidingsmoment alleen tot die kruisiging nie, maar hoe dit in sy eie reg staan, soos julle volgende Sondag gaan hoor, maar dat hierdie Sondag die inleidingsmoment daartoe is. Belangrik om dit so raak te sien, want dan skielik besef ons dat Jesus se intog in Jerusalem was nie net 'n gebeure wat sommer 'n week voor die tyd beplan is en toe die kruisiging wat daarna gevolg het nie. Daarom juis die skriflesing uit Sagaria, dat ons die sensitiwiteit ook daarvoor sal hê om raak te sien, maar honderde jare voor die tyd al, is hierdie intog van Jesus in Jerusalem geprofeteer. Dat ons daarom met daardie bril na hierdie teks ook so sal kyk. En ja, in die lydingstyd het ons tevore gekyk na presies hoe haarfyn Oud-testamentiese profeseë belig die Nuwe Testament. Ons lees ongelukkig geliefdes net baie vinnig daaroor. As ons na die profeteboek Sagaria kyk, gewoon sy datering, is dit moeilik eintlik om te plaas hoe oud hierdie boek is, maar is enige iets tussen 500 tot die jaar 333 voor Christus wat dit geskryf is. En dit beskryf gebeure dan in ons geval wat ons na kyk, wat 33 jaar na Christus nog plaasgevind het. So tot soveel as 533 jaar tevore word iets gewoon beskryf soos Jesus wat met 'n donkie Jerusalem sou binnegaan. Ons moet dit nie onderskat nie, dat dit maar die donkie was wat naby was en Christus het die gekies om in te gaan. Daar is bepaalde en krities belangrike teologiese momente wat ons moet raak sien en daarom dat ons onsself moet dieper in hierdie teks van Sagaria. Nou geliefdes, in die Bybelse tyd was dit die gebruik. Dit was die leefwêreld van die ou nabye Ooste. As daar 'n koning, 'n nuwe koning die troon sou bestyg, dan sou hy gewoon die hoofstad nader. Dit maak vir ons dalk sin, want die hoofstad is die simbool van die hoof, die belangrike. Maar hierdie koning nader die hoofstad tipies in 'n prosessie. En die verdere simboliek daaraan is soos hierdie koning van ver na nader, hoor hierdie ver en naderende moment ook. Van verder na nader beweeg aan die hoofstad, raak sy koningskap 'n groter en groter werklikheid. Soos die koning die hoofstad binnegaan, raak hy meer en meer koning. Tot die hoogtepunt wat hy die troon dan bestyg as het ware. En dit sou gewoonlik maar gepaard gegaan het. Die mense het geweet, die koning kom, so hulle sou hierdie koning ingelei het in hierdie prosessie van sy meer en meer wording as koning. En deels daarom ook dan die stemming waarvan ons lees in Sagaria, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Want ons dit in die Ou Testament raak lees. Nou die hoofstad, Jerusalem, op die berg Sion word hier gesê, dis Jerusalem en is die berg as het ware wat jubel en juig. Ons weet natuurlik dit verwys na die inwoners van hierdie stad. Soos hierdie koning, hierdie hoofstad, Jerusalem sal nader. Geliefdes, en dan vervolgens vind ons, word die karaktereienskappe, soos dit hier gelys word, van hierdie koning vir ons weergegee. Ek wil dat ons na hierdie karaktereienskappe, soos ons dit in Sagaria raak lees, vergelyk met die karaktereienskappe van Jesus Christus, wat ons alreeds ken, wat ons trouwens in die hele Nuwe Testament raak lees. Dat ons dit sal vergelyk, so tipe van 'n vergelykende studie in die kleine wat mens doen, juis om raak te sien dat hierdie profesie is nie net sommer iets wat vinnig geskryf is nie. Wel deurdag, tot soveel as 533 jaar tevore, dat dit so beskryf sal word, raak beskryf is, maar die inhoud daarvan ook, is presies die karakter van Christus en wat hy kom doen het.
Eerstens, geliefdes, wat ons raaklees van hierdie koning. As jy jouself nou moet plaas, tipies in daardie tyd, 533 voor Christus. Die Messias is nog nie daar nie. Ons lees in retrospek en ons kan sien dit maak sin, maar op hierdie stadium was dit vir hulle 'n groot openbaring. Hierdie koning sal eerstens regverdig wees. Geliefdes, hierdie woord regverdig resorteer eintlik maar op baie vlakke van bestaan. Dit is nie gewoon dat hierdie koning regverdig sal regeer nie. Trouwens in die Romeinse tyd het die keisers baie goed regeer. Soveel so dat dit bekend gestaan het as die Pax Romana. Die Romeinse vrede en het keiserverering juis omdat die state so goed bestuur was. Ons weet, ons kan ons haast dit nie indink nie, maar dit was so goed bestuur dat die mense gesê het, maar hierdie keisers moet vereer word vir hulle goeie werk wat hulle doen. Maar ons weet ook die keisers kan nie noodwendig beskryf word as regverdige mense nie, want hierdie woord regverdig is op velerlei vlakke van toepassing. Ja, hulle het goed regeer, daar was 'n sin van regverdigheid. Ons het tot sover nog steeds dele van die Romeinse reg. Maar regverdigheid in die sin van hoe is hierdie koning se lewe, getuig dit van regverdigheid? Spoel as ware oor in die sin van, dis nie net 'n geval van regverdige regering nie, maar hierdie koning wat die troon sal bestyg, ja, is dit ook, maar veel meer. Sy leer, sy lewenswandel, sy karakter sal ten diepste die wees van regverdig. Is 'n koning wat volgens die wil van God regeer. Dit is 'n koning wat regverdigheid uitleef. Dis wat hierdie gedeelte eintlik sê is regverdigheid in die sin van 'n navolgingswaardige voorbeeld vir mens om in jou eie lewe ook na te volg. En dan tweedens die uitdrukking hy is oorwinnaar. Nou weer eens moet mens hierdie woord ook kwalifiseer, want baie konings wat in oorlog sou oorwin, word oorwinnaars genoem en natuurlik is dit een van die aspekte daarvan. Iemand is 'n oorwinnaar, 'n koning as 'n oorwinnaar, omdat hy mag en gesag oor sy vyande, oor sy onderdane nou het. En is waar, maar hierdie gedeelte wil nie net dit sê nie. Hierdie gedeelte wil iets anders van God as oorwinnaar sê. Die klem is nie soseer op die mensheid van die oorwinning nie, maar oor God wat die oorwinnaar is. Tot so 'n mate te verstaan dat hierdie koning sy oorwinning wat hy behaal het, alleen aan God te danke het. God het help om te oorwin. Of dan dalk in 'n ander woord wat meer in ons konteks is, hierdie persoon wat sukses behaal, is nie suksesvol in eie reg nie, alleen suksesvol omdat God die genade daarvoor gee. Met ander woorde, hierdie koning het alles, sy hele bestaan, aan God te danke. En dan derdens, lees ons raak, hy is nederig. Dis nie noodwendig 'n karaktereienskap allermins wat jy van 'n koning in die Bybelse tyd sou verwag, maar selfs hooggeplaaste persone. Maar dalk bietjie nader aan die huis, is dit nie in die aard van ons as sondige mense. So leer die filosofie, so leer die sielkunde ook, wanneer die mens bietjie meer het, of meer kan doen, het ons maar hierdie natuurlike affiniteit om neer te kyk op die wat nie kan nie, of die wat nog sukkel, of 'n geval van kom laat ek jou leer, houding. Die karaktereienskap van hierdie koning wat gesag dra is, soos ons gesê, die van oorwinning. So hierdie koning is by uitstek wat hy homself bietjie kan uitsonder. Hierdie koning sal ons sê, mag maar neerkyk op sy onderdane. Maar nee, dis nie die emosie, dis nie die stemming wat jy hier raak lees nie, dis liewer die van nederigheid.
in teenstelling. Waar jy kan hoor as waar hierdie koning sê, dis nie my oorwinning nie, maar God se. Dis nie die mens wat vir homself iets toeëien wat genade van God is nie, want ons mense doen dit ook. Dis nie my sukses nie, maar God deur my. En hoor jy geliefdes, hierdie koning is nie 'n koning tipies soos wat mense aan die monargie sou dink, wat van bo af neerkyk, so hiërargies. Die koning en die onderdane nie. Hierdie is 'n koning anders as hoe die mense in die Bybelse tyd en anders ook hoe ons aan koning sou dink. Is 'n koning tussen mense. Hoor hoe resoneer die Nuwe Testament as daarvan Jesus gepraat word as God met ons, God by ons, God tussen ons. Dis koning tussen die mense. Dis iemand wat omgee vir die geringes, vir die hulpelose. En dan vierdens, dat daar melding in die Ou Testament al honderde jare tevore gemaak sou wees dat dis maar nie net toevallig dat Jesus met 'n donkie Jerusalem binne gegaan het nie. Vierdens lees ons raak, hy ry op 'n donkie. Nou hier moet ons dalk onsself bietjie verdiep in wat die rydier 'n donkie beteken het vir die mense in die Bybelse tyd. 'n Donkie, geliefdes, was beskou as 'n koninklike dier. Dit was 'n dier wat die beeld van nederigheid uitgestraal het. Eintlik ook koninklike waardigheid weergegee het. En ons moet verseker nie vandag die konnotasies wat ons met 'n donkie sal hê, die simboliek aan 'n donkie, vergelyk met hierdie simboliek wat die mense in die Bybelse tyd gemaak het nie. Anders gaan ons die boodskap heel mis. In daardie kultuur is dit wat donkie beteken het. En ons, en sekerlik ook die mense in die Bybelse tyd, sou gedink het, maar 'n waardige dier vir 'n koning is 'n perd. Trouwens, 'n perd, geliefdes, was die oorlogstuig in die Bybelse tyd. Jy het met 'n perd oorlog toe gegaan. 'n Perd kon jy vertrou, 'n perd sou nie bang kon wees en jy kan 'n perd so ook leer. En daarom reken ek tog, gegee hierdie beeld van 'n donkie as 'n koninklike dier of die waardigheid of nederigheid wat dit uitstraal, het die konings maar tog ook vir politiese redes liewer 'n perd gekies. Juis omdat 'n perd 'n oorlogstuig is, 'n perd kommunikeer hierdie sin van mag, aansien. 'n Koning moet maar op 'n perd ry, sou jy hoor. En daarom dan dat Jesus soveel opspraak gemaak het, juis dat hy as die volmaakte koning nie hierdie rydier gekies het nie. Ons moet nie die merkwaardigheid hiervan miskyk nie, en geliefdes dalk ook nie die waarheid van hoe mens is. In die Bybelse tyd het hulle ook maar gekyk met wat ry jy? Wat is jou voertuig as het ware? Ry jy 'n perd of ry jy 'n donkie? En vervolgens sekere karaktereienskappe geheg aan hierdie uiterlike beeld. Want die koning wat op 'n perd gery het, wou iets sê vir die mense. 'n Koning wat op 'n donkie ry het ook iets gesê. En daarom dan dat Jesus soveel opspraak gemaak het, dat hy skielik, en dit moet sekerlik so wees, en ons weet nie baie daarvan nie, ons weet van die Ou Testament was dit 'n geval gewees, maar sekerlik later, veral met die Romeinse ryk, waar mag en aansien groot navolgenswaardige karaktereienskappe was dit maar gesien in die Middelterreense wêreld ten minste, die perd sal die rydier wees, en dan kom Christus en hy kies nie die perd nie. Hy kies 'n donkie. Hy kies die beeld van nederigheid. En dan lees ons juist verder, dat hierdie koning die strydwaans en perde in Jerusalem sal uitroei en pyle en boë sal breek. Hoekom? Dit pas eintlik baie goed met hierdie konteksontleding wat ons pas gedoen het, want juis strydwaans en perde en pyle en boë is hierdie simbool van oorlogs en magsvertoon, waarvoor Christus nie gestaan het nie.
En dit wat jy verwag het van so 'n mensekoning, doen die volmaakte koning juis nie. Hy ry op 'n donkie. Soos ons lees, die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot in die uithoeke van die aarde. Geliefdes, in retrospek besef ons dan net, alleen is daar een, en alleen maar net een, so 'n volmaakte koning, wat dit presies so vervul het. En waar ons onsself voorberei volgende week, op hierdie man van vrede op sy donkie. Die een wat regverdig is. Die een wat die dood oorwin het, meer as die oorwinnings van ander konings en vervolgens hierdie magsvertoon van hulle, kan ons sê as daar een is wat rede het om te moet spog, is dit Christus wat die dood oorwin het. Is dit hierdie koning wat dit oorwin het. Maar nee, hy kies nie die perd nie, hy kies 'n donkie. 'n nederigheid. Geliefdes, daarom ook dat ons hierdie voorbeeld sal navolg. Vroeger het ek gesê, as jy fyn sou lees en kyk na die bedieningspad van Christus, soos die kruis nader kom, beweeg Christus al hoe nader aan Jerusalem. Ons beweeg ook maar nader aan Jerusalem. As mens dit vergeestelik, soos in die Nuwe Testament dit die geval is en die simboliek baie sterk na vore kom, in ons lewenswee, in ons op pad wees, nader ons die nuwe Jerusalem, die hemelse. Ons besef dit nie, maar ons met dag wat dag verbygaan, is ons nader aan die nuwe Jerusalem. En hoe moet ons intog wees? Hoe moet ons lewensloop wees? Wie gaan ons voorbeeld wees, as die vraag is, kyk na die volmaakte voorbeeld, die man op sy donkie. Dis baie prakties. Hoe moet ons in hierdie dag en tyd leef, is in ons werksaamhede, in ons doen en late, wat moet ons doen? Is wees regverdig. Volg die voorbeeld van die groot regverdige. Of ook so in jou oorwinnings in die lewe, want ons het dit. Ons het maar ons oorwinnings ook, maar dat ons selfs in ons oorwinnings sal nederig wees. Volg die voorbeeld van die een wat nederigheid gewys het. En geliefdes, ek dink ons kan dit baie goed verstaan, want ons Afrikaanse gesegde, wil ek my dalk verstout om te sê dat dit hiervan af kan kom, om op jou perd te wees. Van kleintyd af, sou jy sekerlik van jou ouers ook gehoor het, dat daar vir jou gesê is, klim van jou perd af. Sê hierdie teks, eintlik daardie gesegde so raak, is waar hierdie teks aan ons met ouerlike tugtiging sê, klim af van die perd af. Hierdie perdjies wat ons eie koninkryke so opsaal. En gaan saal die donkies van nederigheid op. Dit is presies wat die Afrikaanse gesegde ook wil sê. Al daardie dinge, geliefdes, wat ons so graag vir die mense wil wys na buite. Ons perde. Wat is die perd in jou lewe wat jy moet afsaal? Wat is die donkie wat jy moet opsaal? Wat is die pad van nederigheid wat jy moet stap? Al het jy baie perde om te wys, wat is die donkie? Ons het ons voorbeeld. As daar een was wat met 'n perd moes inry, is dit Christus. Hy kies 'n donkie. Geliefdes, kom ons volg die voorbeeld van ons volmaakte koning in regverdigheid. Kom ons volg die voorbeeld van die volmaakte koning in ons oorwinnings. Maar kom ons doen dit in nederigheid juis.
Kom ons saal op die donkies wat opgesaal moet wees, die voorbeeld wat Christus ons instuur. En in ons nader beweeg na die nuwe Jerusalem, sal ons vind die pad van vrede, want is komende van die man van vrede. Dis die pad van Christus Jesus self. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons raak stil in die besef dat Ou-testamentiese teks honderde jare terug geskryf, wat op daardie stadium profeteer van honderde jare vorentoe en ons dink dit is so ver verwyderd van ons dag en tyd. Maar Here, juis nie. Help ons Here om regverdigheid na te streef, op te soek en regverdigheid in die breedste sin van die woord. En in ons oorwinnings, Here, nederig te wees. En Here, U wys ons ook uit in U vaderlike tugtiging. Presies, Here, soos ons die insig sou hê om ons kinders te tug, sê U vanoggend vir ons, sal af die perde en sal op die donkies van nederigheid. En Here, daarom besef ons en kyk ons met ander oë na hierdie profesie, sien ons U intog, Here, nie gewoon net as 'n inleiding tot die kruisiging nie, Vader, maar ten diepste dat ons juis vandag ook daaroor moet besin. Want dit spreek van ons eie intog. Dit spreek, Here, van ons eie nader en nader kom na die nuwe Jerusalem en die navolging van Christus as voorbeeld. Dis die pad van vrede, het ons raak gesien. Is niemand anders nie as die persoon van U, Here Jesus Christus. En Here, daarom raak ons stil. Daarom wag ons, maar nie passief nie. En ons weet alles word nuut. Die hemel en die aarde. Amen. Ek vra asseblief dat oom Chris Leroux en David Lourens na vore sal kom. Gemeente in ons Here Jesus Christus, God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met gawes vir hulle dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. En dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, naamlik die ampt van predikant, ouderling en diaken. Om hulle amptswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Soos 'n herder moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voorgaan in geloof, met liefde versorg en oor almal se leer en lewe opsig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy. Die ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur en om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam. Uit dankbaarheid vir die liefde en genade van God in Jesus Christus reik ons uit na mense. Diakens moet die gawe hê om die nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en om ander se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. En so word God se barmhartigheid in die wêreld ook sigbaar.
Geliefde broers, God het vir julle deur sy gemeente geroep om die dienswerk wat aan julle voorgehou is te verrig. Voordat julle onderskeidelik as ouderling en diaken bevestig kan word, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo julle dat God deur die gemeente vir julle tot hierdie dienswerk geroep het? Glo julle dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is bekend maak, soos belig in ons belydenis? En beloof julle om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Wat is hierop julle antwoord? Mag die almagtige God die genade wat hy gee, julle ook so in julle dienswerk bystaan en vrugbaar dat julle so werksaam mag wees. Ouderling, diaken, verrig jou dienswerk nederig met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik van God. Bid voortdurend dat God vir julle deur sy Gees vir julle dienswerk sal toerus, sal lei, sal bystaan. Gemeente, ontvang, respekteer en ondersteun hierdie broers as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te kan verrig. Deur dit te doen sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Heer, die hoof van sy kerk. Geliefdes, uit ons eie het ons nie die vermoë om dit te doen nie. Daarom laat ons vir God vra om hulle hiervoor toe te rus. Daarom sing ons vir hulle toe die seënbede van lied 268. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons staan en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor. Aan julle sal hy sy vrede gee. Amen.